Ons is vandag hierso in die Napier omgewing. Hoe kan AfriWet vir jou plaas waarde toevoeg? Ek praat met Christof. Tjekka. Sien al daai goed? Hy gebruik al daai goed op sy skape. Kom ons luister 'n bietjie. Hoekom en waarom? Christof, hoe lyk dit? Super, goed met jou. Nee, wat doodstil rustig. Ek bly man. Okay, julle is hier in Napier omgewing. Sê my, hoe werk julle skaapbesigheid hierso? Man, ons het baie 'n eenvoudige stelsel. Kan nou en dan 'n bietjie moeilik raak. Ons het 'n redelike intensiewe stelsel. Ons paar net jaarliks, lam jaarliks, maar ons het twee verskillende groepe. 'n Februarie groep en 'n Augustus groep. Om dit vir ons baie makliker te maak, is bietjie meer verskeidenheid of uitmekaarheid. Net om meer geld elke 6 maande in te laat kom. Ons lamstelsel werk so, ons sit alles deur die hokkies. Yes. Alles wat gelapa word, ons lapa al ons skape en dan sit ons by die tweede siklus sit ons opvolgramme by. Dan sit ons hulle ook deur die lamhokkies en ons versamel al ons data van samples keer tot gewigte van speentyd af om te kan kyk waar doen ons goed en waar doen ons sleg en om elke jaar ons 20% swakste prosent uit te gooi sodat ons net met ons van ons 80% net kan al hoe nader mekaar kan kry sodat ons meer geld kan inbring met daai 80%. So vir julle gaan dit oor wat is jou produktiefste skape op die einde van die dag en dit is hoekom so as ek jou reg verstaan hulle lekker wy daarso op die lande. Julle het wel 'n voerkomponent wat bykom, is ek reg? Ja, baie keer gaan dit maar redelik swaar omdat ons redelik ook 'n klomp skape het per hektaar. Die norm in ons gebied is 6 skape per hektaar. Ons loop so 10 skape per hektaar wat tog as redelik baie is. So ons moet baie keer laaste tyd het ons omtrent 8 maande van die jaar het ons gevoer. Omdat ons ook op 'n intensiewe stelsel is, moet ons maar sorg dat ons skape reg is. So hier na gelukkige oestyd, dit is maar die oesreste laat ons hulle daar oploop, wat ons 'n bietjie kans gee en dan as ons 'n goeie reënval het in die somer, kan ons hulle op die losering laat loop en dan in die wintertyd, Julie, Augustus, het ons dan 'n cover crop wat ons hulle ook kan op laat loop. Okay, en dan soos wat julle hulle nou basies daardeur daai intensiewe komponent druk nou. Die een ding wat ek weet van intensief, nê, is as jy nou lus is vir moeilikheid, dan maak jy nou 'n ding intensief. Dan bring jy nou 'n klomp van een ding bymekaar, nê. Sê vir my, wat is julle risiko's hoofsaaklik op die skape uit 'n dieregesondheidsoogpunt uit en hoe pas die AfriWet goed vir jou in daar? Yes, AfriWet help my nog ons baie aan mee en ek moet nog wel sê met die intensiewe stelsel het ons geleer, jy moet skoonmaak, jy moet sorg dat jou diere kort geënt word, gedoseer word vir kieme en goed. En dan biosekuriteit is een van ons grootste goed die laaste tyd, veral met 'n intensiewe stelsel wat ons hokke moet skoonmaak en goed. Wat AfriWet heeltyd vir ons ook 'n produk het wat ons ook altyd werk aan voor wat werk aan mee. So AfriWet help ons baie, net as ons gou vandag elke 6 maande doseer ons in elk geval ons skape, dan gebruik ons produkte en dit werk bitter goed. Okay, dan kom ek wil sommer nou hier kyk, nee, want hierso het julle nou uitgepak, nê. Nee. Hierso is sommer die hele lot, nê. Nee. Nou wat een wil jy mee begin? Wat een like jy die heel meeste? Kom ons begin met daai. Ek is baie erg oor my Ovimin. Ja. Yes, vandat ons dit begin gebruik het ons skape baie beter gevat. Ons het meer lammers gekry en as ons skape in die hokke sit in hulle dier in hulle lam dag dieselfde dag wat hulle gelam het, doseer ons die ooe dit en hulle melkproduksie raak, is net beter daarna en al die voeding gaan deur die ooi binne in die lam in. Maar wat is dit? Is dit nou maar net soos 'n multivitamin wat eintlik net al die goeie goed in het wat jy nodig het? Ja, en dit help melkproduksie en dit is net hulle gee vir jou koper in wat jou help ook met jou vatting van jou skape. En dit is net vir ons 'n redelike goeie produk, veral net dat ons meer lammers ook gegee het. Dit is baie cool. En dan die ander ding is, ek neem aan, omdat jy nou elke dingetjie so verskriklik meet, nê, weet julle op die einde van die dag, luister jy, as ons Ovimin uithaal, is dit wat met ons skape gebeur of nie? Want ek neem aan jy het al die toets gedoen, nê? Nee, ek het al. Ja, jy het al die toets gedoen.
Ons het gedoen, gelukkig, ons het 'n kuddeklap ook wat ons op die plaas het. En toe het ek die kuddeklap net dit gedoen en het ek 'n ander produk gebruik op ons eie skape en daar was 'n groot verskil geweest. En ja, ek is weer dadelik So, terug. dis sê van, daai kan, bring hom. Hoe kan net so? Okay, right. En dan sê vir my, as jy nou gaan kyk rondom, want okay, niemand soos hulle kom nou in, wat is dan nie uit 'n parasiet oogpunt uit in daai goeters? Ek gebruik baie my Moxibin. Ja, Dit is 'n breë spektrum produk. Hy help elke 6 maande net om die skape lekker skoon te maak en as jy iets vinniger wil gebruik, gebruik jy Ecomec-10. yes. Dit is net 'n vinnige doseer, dit help vir inwendige en uitwendige parasiete, veral vir die borsluise vir die tyd van die jaar, is dit 'n baie goeie produk. En dan vir ons jong lammers, 'n Ready-Worm tape. Yes. Hy werk op 'n 4 weke dosering wat ons sterte sny, is dit 'n goeie produk. Hy het al die worms wat dek hy, so hy help ons baie daarso. Okay, en dan hierdie ElectroGuard, wat doen hy? Dit is as ons skape, as ons gewoonlik sponse trek of so, sit ons dit by net vir daai stres om hulle 'n bietjie energie te gee, die stresfaktor, en dan ons lammers doen ons ook op 'n as ons die Ready-Worm tape gee, sit ons ook 'n ElectroGuard by net vir daai stertjies, net vir 'n bietjie stres. En as die skape ook in die hokke kom en dit was 'n moeilike omstandighede, gee ons dit ook by net ook vir daai stres en gee vir hulle energie. Dis amper so wat ons maar 'n supplement soggens gebruik net om 'n bietjie energie te kry. Help dit ook vir die skape. Met jou. Okay, nou ek sien jy het nog 'n Ecomec-10 hierso, né? So kom ek vra jou gou. Hierdie ouetjie spuit ons nou, né? Yes. Right. En hierdie een is 'n drench. Yes. Okay. Nou wanneer gebruik jy nou watter ene en hoe kan ek dit stel? Watter een werk vir jou die maklikste? Ek is baie liewer vir die inspuitbare een. Dit is een spuit en is baie minder en dit werk vir my goedkoper ook uit. Maar net om 'n slag het ons iets anders te gedoen vir die skape wat ons altyd inbring van die kuddeklap en goed, het ons die oraal een gebruik. Okay, nou sê jy my, okay, dan jy die orale ene ook gebruik met hom, maar jy sê jy like net hierdie een 'n bietjie meer. Ja, ek het baie erg oor die inspuitbare een. Veral die tyd van die jaar as ons 'n borsluis probleme het, veral in die klowe en die goed. Hy help baie vinnig en dan soos wat ons ook nou, ons moet oor 30 dae skeer, help hy vir die brommerlaagte en al sulke goed so en dan vir die borsluise ook. So is eintlik 'n baie goeie produk en hy dek baie. Jy sien, daar sien jy, sien julle, daar's die een wat werk, nê. Okay. So, jy is nou 'n dik Afriwet fan hierso. Verduidelik my net gou hoekom Afriwet se produkte? 2018 toe ek begin het op skietpad, het hulle vir my die kans gegee om die skaapbedryf of die boerdery aangegaan met die skape. En ek het 'n bietjie navorsing gedoen, bietjie met mense gepraat en goed en Fransjo van Afriwet was die eerste ou wat na my toe gekom het en ek het agtergekom ek en hy connect net lekker. En van daai tyd af het ek hy net lekker gekom en ek hou van hulle produkte en hy het die eerste produk wat hy vir my voorgegee het was ElectroGuard en 'n Oviman en dit het ons skape baie verbeter en van daai dag het ek nooit weer teruggekyk nie. Soos hulle sê, vandag die rest is history, nee. Hoe kan so? Uitstekend, Christof, dankie baie. Right, so, as jy belangstel met Afriwet in kontak te kom, kyk, ek kan ook vir jou daai klompie deurtrek, suksesvolle skape deurgaan, en soos hy sê, moenie van hierdie een vergeet nie, nee. Linkie bo of hieronder, kom jy met hulle in kontak, dis hier van Farm Spice af, tot volgende keer, groete.